Jy kyk na goeiemôre, good morning. Nou ja, as jy my ouderdom is, wil 'n mens nie noodwendig al reeds aan aftrede dink nie. Maar hoe vroeër jy beplan vir jou aftrede, hoe beter. En ek gesels met Elizay Kutse, 'n gesertifiseerde finansiële beplanner by Everest Wealth. Baie welkom hier by ons, Elizay. Dankie, is lekker om hier te wees. Goed, nou ons fokus eintlik op 55-plussers en dan nou aftreebeplanning. Maar wat kan ons verwag wanneer aftrede nader kruip? Wanneer 'n mens kyk na keuses oor aftreeinkomste. Okay, so daar's eintlik net twee keuses wat jy kan uitoefen met jou pensioenfonds anniteit of so. Die een is 'n lewensanniteit en die een is 'n lewende anniteit. So die twee wat eintlik maar verskil van mekaar is, die een gee vir jou meer van 'n waarborginkomste vir die res van jou lewe, waar die ander een meer in die mark geplaas is, wat nou bietjie meer wisselvallig is, maar afhangend van wat se fondskeuses jy uitoefen, bepaal dan nou jou opbrengs met jou inkomste wat jy trek. En wat is die belastinggevolge as jy 'n pensioeninkomste verdien? So wanneer jy spaar vir aftrede, dan kry jy natuurlik 'n belastingvoordeel. Section 11F noem hulle dit. So dit is 27.5% of 'n maksimum van R350,000 van jou belasbare inkomste. So wanneer jy nou afgetree is, dan verdien jy nou weer 'n inkomste van jou belegging en daar, jy weet, betaal jy nou natuurlik inkomstebelasting teen 'n marginale koers. Nou, sal my pensioenkapitaal groei na aftrede of raak dit minder hoe ouer ek raak? Is daar 'n soort balans? Okay, so as die goue reël natuurlik is, wanneer jy aftree, trek jy so min as moontlik natuurlik wat jou behoefte dan nou bepaal. Maar as jy weet, hoe minder jy trek, hoe meer is daar ruimte vir groei om plaas te vind. As jy dan nou 'n bietjie meer in jou 70s na jou 80s raak, is dit oukei om bietjie meer te trek, want vir wie los jy op die einde van die dag hierdie fondse? Maar dit moet jy nie uitleef nie. Jy kan dalk 120 jaar oud word. So wees maar eerder bietjie jy weet, konservatief om 'n inkomste te trek sodat daar nog steeds groeiruimte is vir jou belegging. Elizay, ek het al baie gehoor van mense wat dan vra of dit nou nog nodig is om finansiële beplanning toe te pas, selfs na aftrede. Definitief. As jy kyk na jou beleggingsbedrag op 65 byvoorbeeld of 55 byvoorbeeld, dit moet jou ten minste nog vir 20 jaar hou. So belê in daai tipe metode wat jy sou gedoen het as jy 20 jaar terug belê het om by jou doelwit uit te kom. So moenie te veel wegskram van risiko af nie, want jy het nog steeds daai bo-inflasie opbrengs nodig. So dis, jy weet, jy het definitief finansiële beplanning nodig gedurende jou aftrede tot en met jou 70s of 80s. Dis iets waarna toe jy sê nee wag, jy weet dis nou genoeg, ek het nou alles in plek, definitief. Daar is ook al baie mense wat gewonder het oor die verskil tussen 'n lewens- en 'n lewende anniteit. Kan jy dalk vir ons so 'n bietjie meer agtergrond gee? So 'n lewensanniteit gee vir mens daai waarborginkomste. So jy gee vir jou versekeraar of jou produkverskaffer jou fondse. Hulle bepaal vir jou inkomste en of jy nou sekere goederes in wil bou soos inflasie, groei met inkomste per jaar of kapitale waarborg, wat ook al verminder dan jou inkomste. As jy geen van daai bells and whistles het nie, dan gaan jou inkomste bietjie laer mee begin dalk en dan groei dit nou met ter tyd so. Waar 'n lewende anniteit is meer in die mark geplaas. Jy kan tussen 2.5% en 17.5% inkomste trek per jaar en elke jaar kan jy kies soos dit jou behoefte aangepas word. Een jaar kan jy byvoorbeeld 10% kies, die ander een die volgende jaar 17.5% of so minimum so min soos 2.5% per jaar. En daarop word beide belas teen inkomstebelasting. Elizay, jy is nou 'n gesertifiseerde finansiële beplanner. So ek wil tog vir jou vra, wanneer 'n mens nou kyk na hierdie baie belangrike onderwerp, waar begin 'n mens en kan jy ons dalk net so stapgewys deurvat na aanleiding van alles wat mense moet oorweeg wanneer dit kom vir hierdie of by hierdie soort beplanning? Ja, so jy weet, dis nie noodwendig niemand weet hoe oud ons gaan word nie. So ons beplan altyd worst case scenario. So gelukkig so tussen 90 en 100 kan ons al bepaal hoe jy 'n fondse moet uitleef. Dan is daar strukture in plek wat jy kan ag van wanneer jy byvoorbeeld na 'n hoë sorgeenheid toe moet gaan, moet jou inkomste bietjie verhoog. So dis altyd goed om dalk een en die ander te oorweeg, lewende en lewensanniteit. Ons doen gewoonlik 'n berekening tussen albei en dan kyk ons waar is die ekwilibrium om te besef. Okay, as jy byvoorbeeld na 15 jaar termyn of na 20 jaar termyn, dan gaan jy eers gelyk breek. So intussen kan jy nog van die een oorskiet na die ander, maar as jy in 'n lewensanniteit is, kan jy nooit reg beweeg nie, dan is jy daar vir die res van jou lewe. So finansiële beplanning gaan eintlik jaar op jaar. So gaan sien jou finansiële adviseur al is jy afgetree om vas te stel, is dit nou 'n beter opsie om oor te skakel so lank of moet ons hou waar ons is, moet ons jou inkomste verhoog of verlaag?
Dan wil ek ook vir jou vra, is daar miskien sommige algemene foute wat mense gewoonlik maak wanneer dit by die beplanning kom? Definitief, hulle skram eintlik weg van hulle finansiële adviseurs af om te sê, weet jy wat, ek het mos nou my belegging, ek trek my inkomste, ek kry, jy weet, ons doen nie noodwendig weer navorsing om te kyk wat is die beter opsie daar buite nie. So ons doen elke jaar 'n berekening om vas te stel watse een is nog steeds beter, weet hoe lank hou jou fonds jou, wat was die opbrengs oor die laaste jaar gewees, is ons gelukkig daarmee, hoe het jou kapitaal gegroei tensy jy nou, jy weet, te veel inkomste getrek het. En jy weet jou behoeftes verander. Jy weet dalk wil jy ewe skielik op vakansie gaan vir 6 maande of dalk wil jy die kinders befonds met 'n nuwe huis of so of dalk wil jy 'n lomsom probeer onttrek, dan kan jy dalk 'n jaarlikse inkomste trek van 17.5 en dan die res laat groei weer vir 'n jaar. So dis altyd ietsie wat jy moet beplan. Dit is nie iets wat jy net los nie. Nou kyk, almal se omstandighede verskil en dalk is daar gevalle waar mense nie vroegtydig genoeg voorsiening begin maak het nie. 100%. En dan 'n ouderdom bereik waar hulle miskien voel, ag, weet jy wat is die punt, dis in elk geval te laat. Wat sal jy vir so iemand sê? Dis nooit te laat om te belê nie. So of jy nou begin met R300 of 5000 of 20000 'n maand, dit hang maar net af wat jou inkomste dit toelaat om te spaar. Jy moet nooit noodwendig jou hele salaris blaas op uitgawes wat jy voel noodsaaklik is nie. Op die einde van die dag, jy is noodsaaklik vir jouself en wanneer jy afgetree is, dan in wie se oë gaan jy kyk? Jou kinders se oë, hulle kan dalk nie, jy het dalk nie eers kinders nie. En dan moet jy dalk by die staat se deur gaan aanklop en jy weet natuurlik die SASSA gaan trek en dit gaan jou nie 'n brood en 'n melk kan koop die deesdae nie. Dit is nie genoeg nie. So spaar definitief, al is dit bietjie. Ons doen die berekening om vas te stel wat jou doelwit is en dan ja, jy gaan dalk 'n hartaanval kry as jy jou doelwit gesien het, maar hoe nader jy aan jou doelwit is, hoe beter. Ek meen 6% van Suid-Afrikaners kan gemaklik aftree. Dis eintlik dis shocking. Ja. Druppel in die emmer eintlik, Ja, nee. ja. Elizabeth, dit is waarom dit voel vir my ons hak vanoggend vas by kundigheid, maar dit is waarom dit so belangrik is. Waar kan ons meer inligting in die hande kry? So om finansiële beplanning te kry, kan jy definitief by everestadvisory.co.za 'n draai maak en die stappe volg om kontak te maak met ons en ons gaan sien jou, ons sit rustig met jou, ons werk jou behoeftes uit, ons doen die beplanning en ons laat jou rustig voel. En jy het alles nou so baie mooi vir ons verduidelik, so ek is seker daarvan daar's 'n hele paar mense wat ingeskakel is en graag met jou sal wil kom gesels. So baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Goed, onthou jy kan op Goeiemôre Good Morning adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna gaan ons 'n bietjie skoonheid bespreek. Bly ingeskakel.